in die rustigheid en in die kalmte ook U kan ervaar vanmôre. Ons ervaar U vanmôre, Here. Laat U soewereine wil nou ons harte kom verkoop. Ons kom aanraak in Jesus naam. Ons is opgewonde om te ontvang wat U vir ons wil gee, wanneer ons na die woord ook gaan kyk, Vader. Wil ek bid en vra dat U hierdie woord as lewende saad in harte sal inplant. Lewende saad, bevrug en benat deur die Heilige Gees, sodat hierdie saad sal ontwikkel in ons, ontkiem en ontwikkel tot volle vrug vir U. Ons eer U, ons loof U daarvoor. Amen en amen. Loof Koning Jesus, jy is so welkom om jou sitplek te neem. So lekker, kan ek die woord lekker gebruik, is nie plat Afrikaans, maar so lekker in die teenwoordigheid van die Here, so lekker om sy naam groot te maak. Because He's an awesome God. Amen. Hy is 'n awesome Here en ons eer hom vanmôre. Nou geliefdes, ek gaan weer vir jou vra om vir my oop te maak by Lukas 6. Ons gaan klaar maak vanmôre by Lukas 6, as jy kan onthou. So die laaste paar Sondae, ek dink vandag is die 4de deel uit Lukas 6 uit, het ons hieruit gelees en ons het woord hier ontvang en ons het ook gevind dat hierdie woord is geskryf vir die gelowiges. Hierdie woord is geskryf om jou en my te help om te ontwikkel, om tot volle vrug te kom. Want die woord van die Here leer vir ons 'n boom word aan sy vrug geken. So ons het geleer wat ons nie mag doen nie, ons mag nie oordeel nie, ons mag nie veroordeel nie. Verlede week het ons gekyk na die gedagte, jy moet eers die bulk in jou eie oog wil verwyder voor hierdie splinter in jou broer of jou suster se oog wil raak sien. So wie dit beproef hierdie week, was moeilik geweest as jy na jouself moet kyk en jou eie foute moet raak sien voor jy ander ene wil kritiseer. Amen. Ek het dit moeilik gevind, dit het gebeur, jy wil so maklik as iets in jou pad langs kom en hierdie hele week fokus ek nog steeds op liefde. Ek sê, Here, vandag vrug is liefde. As ek myself daar buite kry en dan kom ek vanaand en sien ek, Here, ek het liefde geleef vandag, maar hier en hier het tekort geskied. Jy kan nie altyd in liefde sterk staan nie en jy wil liefde uitleef. Maar ons is mense en ons val ook en dan is die Here getrou. Maar hierdie gedeelte is vir ons geskryf sodat ons kan leer daaruit om te wees soos wat Jesus wil hê ons moet wees. En ek wil kyk na die gedagte vanoggend van Jesus is Here. En eintlik, Piet vra my voor die diens, wat kan hy op sosiale media sit? Wat is die tema? Ek sê nee, kom ons sê die positiewe een op. Jesus is Here, want die negatiewe is, julle noem my Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. En dit is eintlik waaroor die boodskap gaan. So, ons sit eers die positief op. Jesus is Heer. En as jy my Here noem, dan verlang die Here ons moet doen wat hy van ons verlang om te doen. Prys die Here. So kom ons kyk na die gedagte. Lukas 6, ons lees vanaf vers 46 tot en met 49. En Jesus praat met sy disippels, hy sê, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy sê vir ons daar vroeër Matteus, hy sê en op ander plek, hy sê 'n boom word aan sy vrug geken. Ek sal julle wys wie hy is, as jy doen wat ek sê. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het, en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek, en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Nou ek wil nou nie met jou praat oor die huis wat val nie, ek praat met jou, julle noem my Here, en ek is Here van jou lewe, maar jy doen nie wat ek vir jou sê nie. Nou ons spreek die Here, of Jesus aan as Here. Baie keer uit gewoonte, baie keer gebruik mense die woord Here as 'n lastertaal. En dit is eintlik so jammer as 'n ou dit hoor, want dit is iets wat ons nie moet beoefen nie. Maar as jy my vra, hoekom Here? Dan sal baie vir my antwoord sê, omdat die titel Here aan hom behoort. Want so sê die woord mos vir my. Die woord leer my mos, die titel Here behoort aan hom. Ons vind in die woord ook dat selfs die disippels, sy volgelinge het hom aangespreek as Here. Nou, hulle het nie die Bybel gehad daai tyd om vir hulle te sê, die Here moet jy Here, of Jesus moet jy Here noem nie. So hulle het hom aangespreek, so hulle het ook gevoel, hierdie titel pas hom. Ons voel dit pas die Here, of Jesus, hy is Here, omdat ons so leer.
En om dit van die disippels af te hoor, wat nie die Bybel by hulle gehad het om vir hulle te leer dat Jesus Here is nie, is dit nogals verbaasend om van hulle af te hoor dat hulle noem hom Here. Hulle doen dit, want die Joodse tradisie laat nie sommer toe dat enige persoon as Here aangespreek word nie. As jy kyk na die Joodse kultuur en hulle tradisie, dan sou hulle net na God verwys het as Here. In die Joodse kultuur. So wat sê hierdie gedeelte vir my? Hulle het Jesus as Here aangespreek, want hulle daar in hulle harte ervaar dat hulle het 'n koneksie gemaak tussen Jesus en God, en hulle het ervaar dat sy godheid in Jesus word bevestig. Hulle het 'n hoë ontzag vir God gehad, en dit is bevestig in Jesus, en dit het ook sy goddelike gesag kom bevestig, as hulle hom Here noem. Om hom Here te noem, het die verhouding tussen Jesus en God in hulle harte bevestig, en hulle het daardie verhouding erken. Hulle het geweet, en as jy vanaand gaan kom luister na die Gees ook, hy is deel van die Godheid, Jesus is deel van die Godheid, hy is God 3 in 1. Dis 'n drie-eenheid. So hulle het hierdie verhouding erken. So om Jesus, of te besef dat Jesus is Here, sal jou oortuig dat, en dis wat die disippels gewys het, as hulle God in Jesus erken het, sal dit het hulle oortuig, en dit met jou en my kom oortuig, dat ons persoonlike lewe, ons lewe vandag, as volgelinge van Christus, toegewyd aan hom moet leef. Ek erken hom as Here, so ek moet my lewe toegewyd aan hom leef. Ek moet my lewe toegewyd aan hom leef met vertroue en in oortuiging dat hy my ten volle sal lei hier aan my lewenswyse op aarde. Hy sal my ten volle lei. Ek sê baie keer van hierdie platform af, Jesus is Heer. Hy's Heer van jou lewe. Hy's in beheer van jou lewe. En om hom as Here te erken, geliefdes, sal jy vind dat dit nie moeilik sal wees om jou lewe in gehoorsaamheid aan hom toegewyd uit te leef nie. Dit gaan nie moeilik wees nie. Nou wat gebeur as ek Jesus as Here verklaar oor my lewe? Die eerste wat gebeur, en dit leer ek uit die disippels, want hulle het Jesus as Here toegespreek. Die eerste wat gebeur is, dat ek verbind, jy wat Jesus Here noem van jou lewe, verbind jouself persoonlik tot 'n verhouding met hom. Jy verbind jouself persoonlik. En dit is 'n verhouding wat begin het die dag toe Jesus in jou hart ingekom het. Toe hy tot jou lewe toegetree het. Toe jy die uitnodiging aan hom gerig het en gesê het, Here, ek kan nie in hierdie lewe aangaan soos wat ek aangaan nie. Ek het 'n verlosser nodig. Ek het U in my lewe nodig. Ek maak my hart oop. Kom bly hier binne my hart. Ek aanvaar U. Het Jesus Here geword vir jou. Hy's Heer van jou lewe. Daardie dag toe jy met geloof na hom toe gekom het jou en my geloof, hierdie geloofsreaksie wat ons getoon het, ek glo in 'n verlosser, hierdie reaksie het jou en my tot hierdie unieke eenheid met God gebring. Daarom kan ons nie skroom om te sê, hy is Here nie. Ons doen dit nie net uit gewoonte uit nie, ons doen dit omdat daar iets unieks in 'n geloofsreaksie plaasgevind het. En dit het met hierdie disippels ook gebeur, want hulle het ervaar en beleef wat Jesus gedoen het, en daar was 'n geloofsreaksie wat hom erken het, hy is God, hy is Here. Nou sê die 47ste vers, elkeen wat na my toe kom, en na my woorde luister, en dit doen, ek sal hom wys wie hy is. So wat sê die woord? Omdat jy na hom toe gekom het hierdie unieke eenheid met jou en God, julle saam in 'n eenheid verbind. Daar's 'n verhouding wat plaasgevind het. Elkeen wat na my toe kom, elkeen wat na my toe in 'n verhouding kom, geliefdes, wat my Here noem en na my woorde luister en dit doen, ek sal hulle wys wie hy is of sy is. Dis wat die woord sê. So daar's 'n paar woorde wat uitstaan hier vir elkeen wat Jesus as Here noem. As jy na die Here toe gekom het en jy bly hom as Here, daar's 3 woorde wat vir my uitstaan in hierdie gedagte. Kom, elkeen wat na my toe kom. Elkeen wat
luister en elkeen wat doen wat ek vir julle sê. Ek sal julle wys wie hy is. So geliefdes, onthou hierdie 3 woorde nou. Kom, luister en doen. Vanmôre se preek gaan nie oor werke nie, want werke kan nie jou saligheid vir jou bevestig of bring nie. Dit is 'n geloofsaak. Maar in hierdie geloofsaak, in hierdie eenheid, in hierdie wat ek vir die Here noem, is daar 'n opdrag. Elkeen wat kom, elkeen wat luister en elkeen wat doen. Ek sal hom wys wie hy is. So geliefde, wanneer ons werklik op die Here reageer en ons erken hom as Christus as Here van ons lewe, dan wil ons mos in hierdie verhouding hom as die middelpunt van ons lewe vestig. Nie ander belang in hierdie wêreld nie. Wie is die middelpunt? Jesus, Here van jou lewe. Hy is die middelpunt. Ek erken hom as die middelpunt van my lewe. Ek laat hom toe om die middelpunt van my lewe te wees, want ek het na hom gekom, so ek wil hoor en ek wil doen, want hy is die middelpunt van my lewe. Ek erken hom deur na hom te kom voortdurend. Ek erken hom deur na hom te luister, gedurig deur. Ek erken hom deur gehoorsaam te doen wat hy verlang ek moet doen. En ek dink die unieke wat ons moet doen is, ons moet net kom om vrug te dra. Ons moet groei tot 'n boom wat vrug dra. Nou die moderne kerk en die moderne wêreld vandag ervaar 'n probleem hiermee, met hierdie gedagte. Hulle verwar verhouding met werke. Hulle verwar dit met mekaar. Omdat hulle in 'n godsdiensgees vasgevang is van performance en moets en moenies. En daarom vind baie dit moeilik om die Here te vind, want dit moet mos nou, ek moet dit en dit en dit en so en so en so. Dis performance, dis moets en moenies. Ek onthou nou in ons eie huis nou, en ek het so Sondag of wat gelede vir jou gesê, jy mag nie die profetiese woord verag nie, blus die gees nie uit, die beproefde alle dinge, behou die goeie, in aanspraak van hierdie wêreldverkondiging en hierdie, wat ons in die land gekry het, oor die wederkoms en die dag en die datum, moenie die profeet verag nie, behou die goeie, toets my woord, kyk of dit so is, en behou die goeie. Maar ons het so gesels en in die sitkamer, baie vrae uitgekom, sê nou maar net as die Here die 23's gekom het van die kinders gesê, maar ek weet nie of ek gereed sal wees en reg sal wees of ek goed genoeg is nie. Dis 'n wêreldsiening wat in ons ingeplant word van performance en moets en moenies. Ons vat hierdie skrif wat sê hulle nie doen wat ek sê nie en as jy nie goed genoeg nie. Dis nie wat hierdie skrif sê nie, geliefdes. Luister mooi. Jou geloof het jou vrygemaak. Jy's reg om te gaan, maar daar is nog iets wat moet gebeur in jou verhouding en hierdie verhouding moet groei. Moenie in 'n godsdiensgees van performance, moets en moenies vasgevang wees nie. Dit gaan nie oor werke en hoe ek kan perform. Dit gaan oor hoe my verhouding staan met Jesus wat Here is in my lewe. Het gaan oor 'n verhouding. Here, Here. Hy sê jy noem my Here, Here. Jy staan in 'n verhouding met my. Maar jy groei nie. Jy doen nie wat ek van jou verlang nie. Jy verander nie binne nie. Dis maklik om rond te loop en sê, ag ek is 'n mens, daarvan in die mikrofoon, hy het afgevat. Gelukkig is my stem baie hard, so ek kan my hoor. Battery is pap. So kom ons vat hierdie ene. Prys die Here, geliefdes. Dis maklik om te sê ek staan in 'n verhouding met die Here, maar ek wil nie groei om te wees soos wat Jesus wil hê ek moet wees nie. Ek wil nie groei tot vrug nie, om vrug te dra nie. En dit is wat hierdie woord sê, doen wat ek van jou verlang, groei in my woord. En ek gaan nou vir jou sê, hy wat na my kom, hy wat na my luister en gehoorsaam is, ek sal hom wys wie hy is. Wanneer ek Jesus as Here verklaar in my lewe, dan laat ek hom toe, geliefdes. Ek laat hom as Here toe in hierdie verhouding om myself persoonlik te kom onderrig in sy woord. Wat ek moet doen, hoe ek moet wees. Het is baie maklik om Sondag op Sondag te kom luister na die pastoor en dan sê ons, die pastoor het gesê ek moet so en so en so. Ek het in my vroeë jare toe ek begin preek, het ek altyd gesê, wanneer ek 'n boodskap gebring het, ek doen dit nie meer nie, miskien moet ek al hoe meer en meer ook doen. As ek vir jou preek, jy glo nie een woord wat ek vir jou sê, voor jy dit nie aan die woord van God gaan toets het nie. Want dit is so maklik aan ons,
So maklik het dit gebeur in hierdie week, wat 'n mens het 'n profetiese woord gekry, en die dinge is in die gebeur, en Jesus kom, en dan koppel hulle iets daaraan. Ons kan menslik ook foute maak. Ons moet vergewe, en ons moet vergeef, en ons moet aanbeweeg. Maar jy moet Jesus self persoonlik toelaat om jou te kom onderrig. Dit is ons as herders en leraars en predikers se plig en verantwoordelikheid om kos te gee. Jy moet dit vat en jy moet dit gaan verwerk. Jy moet na Jesus kom. Jy moet dit self verwerk. Jy moet toelaat dat sy gees jou kom onderrig. Nou, as ek Jesus verklaar, laat ek hom toe in hierdie verhouding. Ek laat hom toe. Niemand anders nie. Nie die boek wat ek gelees het nie. Nie die prediker wat ek daar in Amerika volg of wie ook al nie. Ek laat Jesus toe om myself persoonlik te kom onderrig. Moet ek na hom toe kom. En hoe doen hy dit, geliefdes? Eerstens, hy sê elkeen wat na my kom en na my woorde luister, met ander woorde, wat hoor wat ek vir hom sê, en hoe gaan ek na sy woorde luister? Hoe gaan ek anders te hoor wat hy sê, as wanneer ek myself na die woord toe keer? Hy praat met ons deur sy skrif, geliefdes. En baie keer sal jy vir my sê, dat, maar as ek die woord lees, dit is vir my so moeilik en ek verstaan nie. Vra die Gees van God om dit vir jou oop te maak, sodat jy dit kan verstaan. Verwerk dit wat hy vir jou gee deur die skrif. En vra vir jouself, wat spreek hierdie woord in my? Hoe spreek dit in my hart? Sy woord, die Bybel. Hy sê vanoggend vir jou en vir my, geliefdes, jy noem my Here, Here, maar jy lees nie eers my skrif nie. Jy lees nie eers my Bybel nie. En ongelukkig statistiek bepaal dit dat baie mense, wanneer hulle die skrif hoor, en nou trap ek nie op tone nie, ek het sê die laaste 3 weke, die Here praat met ons in sy woord oor hierdie goed, ek trap nie op tone nie, maar baie keer, en die statistiek bewys het, wanneer mense die skrif hoor, is wanneer hulle op 'n Sondagoggend in die kerk inkom, en die pastoor of die dominee of die prediker lees daaruit. Maar anders te luister hulle nie na die woord nie, hulle lees dit nie, hulle tel dit nie self op nie. Ons het so gemoderniseerd geraak, ons kom nie eens meer met Bybelskerk toe nie, ons is op ons selfoon. Ek weet dit is gemaklik, maar baie maak nie eens die selfoon oop nie, wanneer ons in ons eie hoedanigheid by die huis is nie. En volg hulle nie eens hierdie Bybel leesprogramme, of hulle lees nie eens uit die woord uit nie. Hy sê vanoggend vir jou en vir my, hoor wat ek sê, luister na my woord. Hy sê, jy lees nie my woord nie, jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Ons opinies en ons denkwyse en geloof word soms gevorm rondom wat mense vir ons sê. Ons moet so versigtig wees in dit wat ons spreek, dit wat ons sê, dat dit nie uit ons eie uit is nie. En jy kan dit vat, of jy kan dit in die woord van God gaan toets. Want ons maak ook foute. Ons maak ook foute. Geliefde, as ek en jy kan lief word vir die woord, sal jy 'n hegte en persoonlike verhouding met hom ontwikkel. Jy sal gebind wees tot hom. En hoe liewer jy vir die skrif word, hoe dieper sal jy en ek 'n begeerte in ons ontwikkel om hom op elke faset van ons lewe te ken. Hom op elke faset van ons lewe beter te leer ken en uit te leef. Om anders te wees. Ons moet 'n verskil maak in hierdie wêreld. Hoe liewer jy word vir die woord, geliefdes, sal jy 'n honger binne in jou ontwikkel om die gedagtes van die Here wat jy Here noem te ken. Jy wil sy gedagtes ken. Dis hoekom die skrif sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie dit wat jy op die aarde is nie. Bedink dit uit God se skatkamer, uit sy troonkamer uit. Bedink dit van bo af. So elkeen wat Jesus as Here erken, hom Here noem, wil die woord, wil die skrif gereeld en getrou nader. Sal nie vir my so 'n swaar las wees nie. Ek sal lief word vir die woord, want ons wil die stem van die Here daarin hoor. Baie keer word ek gevra, hoor jy die stem van die Here? Ek is so gelukkig, ek het al 2 keer in my lewe die stem van die Here op 'n hoorbare wyse gehoor. Een keer met die calling vir die ministry, en die ander keer die bevestiging van die bediening. Toe ek soos 'n Jona weggehardloop het, en gesê, dit is nie vir my nie. Het die Here weer met my gepraat, maar die res van die tyd praat die Here met my deur sy profetiese woord. En as jy die stem van die Here wil hoor,
Lees sy woord. Elkeen wat my Here en Here noem en doen wat ek sê, hom sal ek wys wie hy is. Om Jesus as Here te erken, geliefdes, dan laat ek hom nie net toe om my deur sy skrif te onderrig nie, ek laat ook toe dat sy Gees, en ons praat vanaand oor die Heilige Gees by die Bybelstudie, dat sy Gees my sal kom onderrig, sy Gees my sal kom lei. Die Heilige Gees, deel van die drie-enige God. Nou by die laaste avondsmaal, as jy die woord van die Here gaan lees, dan sal jy vind dat Jesus het met die disippels gepraat oor die Gees wat sou kom. Die Gees wat hy sou stuur, as hy nie meer daar is nie. Hy sê in hierdie gedeelte, hy sê, maar wanneer hy gekom het, Johannes 16:13, wanneer hy gekom het, is die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie. Luister mooi, nie uit homself nie, maar alles wat hy hoor, van wie af? Van die Godheid af. Alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Gees van God is submissive onder die drie-eenheid se autoriteit, want alles wat hy hoor, noem my Here, Here, en jy doen wat ek sê, en ek sal jou wys wie hy is. Kyk dan ook na wat Paulus vir ons skryf in Romeine 8:14, hy sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. As jy toelaat dat die Gees van God jou lei, dan klassifiseer jy jouself onder hierdie groep wat sê, ek noem die Here en ek doen wat U van my verlang, want U Gees lei my. U Gees lei my. Ek word nie gelei deur 'n ander gees nie. U Gees. En jy volg die Gees se leiding. Maar as die Gees van God jou nie lei nie, en jy volg nie sy leiding nie, dan is dit bitter moeilik om te verklaar dat jy 'n kind van God is. So maklik vir baie mense om te sê, ek ken die Here, en ek dien die Here, maar ek laat nie toe dat sy Gees my lei nie. Dan vra ek vir die volgende, ken die Here jou? Ken die Here jou? Jy kan nie sê, ek glo en ek ken Jesus, maar ek laat nie toe dat sy Gees my lei nie. En dit werk nie so nie, die Here wil hê, sy Gees moet ons lei. Die Gees van God in die Heilige Skrif, die Bybel, werk so saam in harmonie, om ons te leer, hoe om te leef, hier op aarde, hier in hierdie lewenswyse. En wanneer Jesus vir jou Here is, geliefdes, die derde gedagte, dan leer ek uit die skrif uit, dat jy ook 'n persoonlike gehoorsaamheid ontwikkel, wat jy tot hom wil leef. Jy doen wat ek verlang. Jy kom, jy luister, in die luister word jy gelei, en jy doen. Gehoorsaamheid is altyd die natuurlike gevolg van 'n verhouding. Het jy dit geweet? Gehoorsaamheid. As daar nie gehoorsaamheid in 'n huwelik is nie, gaan daar ontrou wees. Gaan 'n huwelik opbreek. Gaan hy skei vir mekaar. Gehoorsaamheid is altyd die natuurlike gevolg van 'n verhouding. As ek hom Here, Here noem en ek laat toe dat hy my lei, dan is daar 'n gehoorsaamheid wat ek verbind tot hom. Nou die goddelose kinders en die Satan wêreld en hulle wat in die wêreld is, hulle staan nie werklik, luister mooi wat ek vir jou sê vanmôre, hulle staan nie werklik in ongehoorsaamheid nie. Inteendeel, hulle is gehoorsaam aan die een wat hulle Here noem. Gehoorsaam aan die een wat hulle Here noem. Hulle is gehoorsaam in die wêreld. Hulle luister na die wêreld. Hulle doen die werke van die wêreld. Hulle erken hom, die wêreld, Satan, as hulle Here. Hulle is nie in ongehoorsaamheid teenoor Satan se werke nie. Hulle staan in gehoorsaamheid aan die een wat hulle as Here erken. En in die bovertrek sê Jesus vir ons Johannes 14:15, hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Met ander woorde, dis 'n liefdeverhouding. As jy my liefhet, bewaar my gebooie, jy sal gehoorsaam wees aan wat ek beveel. Dis wat sy woord sê. Soos ek nie, as ek hom Here wil noem en ek doen nie wat hy vir my sê of van my verlang nie, dan dien ek eintlik 'n ander Here, want ek is gehoorsaam in liefde in 'n ander Here. Want ek doen wat 'n ander Here van my verlang. Wat 'n ander Here vir my sê. So Johannes 14:15 vir ons leer. Later die aand kom Jesus ook in Johannes 15:14 en hy voeg die volgende by in die bovertrek. Hy sê,
Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Julle is my vriende. So Johannes verklaar vir ons, die Here praat met ons en hy sê, leef dit wat ek van julle beveel in gehoorsaamheid uit. Johannes verklaar in 1 Johannes 5:3 die volgende, hy sê, dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Luister mooi, om hom Here te noem en te doen wat hy van ons verlang, dis nie swaar nie. Dis nie 'n las wat ons dra nie. Ons menswees is ingestel om altyd die easy way out te kies, as wat ons die hard truth wil volg. Maar vandag sê die Here vir jou, kom na my toe, hoor wat ek vir jou sê, en leef dit uit wat ek van jou verlang, uit my woord uit. Die enigste wys hoe ek en jy die storms in ons lewe gaan weerstaan, is wanneer ons Jesus werklik gaan toelaat om Here oor ons lewe te wees. Maak nie saak waardeur ons gaan in hierdie lewe nie. En jy kan hom net toelaat om Here te wees as jy op 'n punt kom wat jy sê, ek gaan nie meer my eie wil volg nie. Ek het na U toe gekom, Here. Ek hoor die woord. Ek weet daar's verandering wat moet kom. En die gebooie is nie swaar nie. Ek wil luister, ek wil hoor. Ek wil dit uitleef. Baie noem hom Here met hulle lippe, maar hulle lewens vertel 'n ander storie. So kom ons kom terug in ons lewe daar buite, sodat baie ander kan sien. Ons noem hom nie net Here nie, maar my lewe verklaar hom as Here in my lewe. Ek leef dit uit, toegewyd aan Jesus. Die Here soek nie net, Jesus soek nie net 'n titel Here nie, hy soek vertroue, hy soek oorgawe van gehoorsaamheid by ons. Ons moet hom kan vertrou en ons moet in oorgawe gehoorsaamheid aan hom uitleef. Dis wat hy soek. Moet hom nie net 'n titel toevoeg nie. Julle ken my ook. As jy vir my pastoor sê, die Here seën jou. Ek is nie titelgedrewe nie. Baie noem my op my voornaam, want ek staan nie hier met 'n titel vanmôre nie. Die Here het nie gekom met 'n titel nie. Hy soek net submissive spirit, wat aan hom toegewyd sal wees, om hom in oorgawe te dien en in oorgawe gehoorsaam aan hom te wees, sodat hy jou lewensstorms ook kan kom verander. Ons kan nie leef soos wat ons voel ons moet leef nie, ons moet leef soos wat God ons lei om te leef. En die vraag wat ek jou wil vra is, nee, kom ek stel dit so, ek wil jou nie die vraag vra, glo jy in hom nie, want baie sal sê ek glo in hom. Die vraag wat ek jou vra is, volg jy hom? Volg jy hom in gehoorsaamheid? Volg jy hom? Want om te doen wat God behaag, kind van God, verskaf vreugde. Luister mooi, dis lekker om die Here te dien. Ek kan dit weer in my plat Afrikaans sê. Dit verskaf vreugde. Kyk wat sê Psalm 40:8. Dit wys dat God se wil is 'n vreugde as ons hom volg. Luister wat sê Psalm 40:8. Die psalmdigter skryf hier, hy sê, ek het lus, o my God, om U welbehae te doen. Ek het lus. Dit is my lekker. Ek vind genot daaruit. Ek vind vreugde daaruit. So 'n paar weke terug, 2-3 weke terug, word 'n jong man doodgeskiet in Amerika wat vreugde daaruit gevind het om God se woord te verkondig en teen hierdie wêreldstelsels te staan. 'n Charlie Kirk. En hy het die wêreld geruk. Maar hy het gesê, ek love it, ek het lus om my te onderwerp aan God se leiding en om te kom, om te luister en uit te voer, gehoorsaam te wees. En Psalm 40 sê, ek en jy moet op 'n punt kom waar dit vir ons ook lekker is. Lekker is. Ek leef nie net in my eie unieke wêreld nie, ek leef vir God, ek leef vir sy koninkryk. Ek leef om lig te wees in hierdie wêreld, om lig te verkondig. Sy woord sê sy gebooie is nie swaar nie. Sy gebooie is nie swaar nie. So wat behaag hom? En ek wil sluit hiermee. Wat behaag die Here dan vanmôre? Wat verlang hy van sy kinders? As jy die woord lees, en ek gaan net 'n paar vir jou noem hier uit die woord uit, maar hier is so baie opgeteken wat jou lewenswyse sal verander, wat jou anders sal maak in jou identiteit om uit te staan in 'n wêreld wat verskrokke en verbrokke raak. Uit te staan as lig. Wat maak dan jou anders? Die eerste een is, en ek dink, dit was my so mooi boodskap gewees toe ek Charlie se vrou se getuienis luister, Erika. Toe sy vir daai jong man sê wat 'n man doodgeskiet het.
God het jou klaar vergewe. Ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Wat maak ons anderste, is wanneer ons vergifnis uitleef in hierdie wêreld. Want God is vergifnis. Sy daad aan die kruis het ons vrygekoop. En geliefdes, en ons moet met 'n vergewensgesinde lewe hier buite leef. Ons moet ander kan vergewe en vryspreek. Maak nie saak hoe hulle teen ons is en hoe seer hulle maak nie. Jy moet hulle vergewe. Jy moet hulle vryspreek. Jy moet hierdie daad van liefde teenoor vergifnis uitleef. Dit maak jou anderste. Jy wat my woord hoor, God verlang van ons. Ons kom na hom toe. Hy verlang van ons om te vergewe. So ek wil jy uitdaag vanmôre, as daar iemand is wat jy moet vergewe, doen dit, moenie uitstel nie. Ons kan baie praat oor vergifnis, maar moenie uitstel nie. Moenie jouself terughou van soveel seëninge wat God vir jou wil gee, omdat jy nie bereid is om te vergewe nie. Hoeveel keer moet ek vergewe? Die woord leer vir ons, 70x7, en ek wil nou nie preek oor vergifnis nie. Maar as jy vergewe het, jy het vrygespreek, dan beweeg jy aan. En jy plaas dit agter jou. En jy gaan vorentoe in dit wat God, waar sy Gees jou lei. Vergewe, wat behaag God? Dien die armes, dien die stikkenis, dien hulle wat vuil is. Sakkie is nou nie hier vandag, hy verjaar ook vandag, maar hy is nou in die Wildtuin. Hy sê altyd, is ons reg, is hy van die strate af, hierdie boemelaars en hierdie armes en die stikkes gaan inbring. Ek het die laaste keer van hom gesê, Sakkie, doen dit. Kom ons kyk of die gemeente reg is. Ons kyk of ons hulle reg om dit te ontvang. Doen dit. Kom ons bring hulle in. Dien hulle. Dien hulle. Iemand sê vir my gister by die manneoggend was my so kosbaar gewees. Ons word altyd gekonfronteer met die vraag as ons by 'n plek instap, as die Here daar sou ingestap het en jy was daar, sou hy teruggekom het vir jou. Luister mooi wat ek vir jou sê. Vir wie het die Here gekom? Vir die regverdiges of vir die vuiles, die siekes, die dronkaards, die hoelaars? Hy sou in daai plek ingestap het en hy sal hulle opgerig het. Hy sal hulle opgerig het. Hy kom vir 'n kerk. Maar as hy hier moet instap vandag, waar stap hy in? Vind hy ons met wat besig? Laat my bietjie dink. Sê vir my, ons moet hulle gaan bedien daar uit, buite. Ons moet onder hulle in beweeg. Ons moet toelaat dat God se Gees hulle ook optel. Waar sal jy wees? Is sy terugkoms net beperk tot die kerk? Hy het so lief die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daai vuil, stikkende boemelaar, sondaar daar buite, het ook nodig om dit te hoor. Ons moet daar wees. Ons moet daar wees, om hulle op te tel, hulle op te rig. Wat verlang die Here, wat behaag hom? Aanbidding in waarheid en in gees. Maar dit gaan oor hom, gaan oor sy goedheid. Hy sê in sy woord, ek soek ware aanbidders wat my in gees en waarheid sal aanbid. Nie met 'n agenda en 'n verskuilde agenda op die hart nie, maar in waarheid en in gees. Wat verlang die Here nog steeds van ons? As kinders van God moet ons nog steeds daar buite leef met integriteit in ons. Geestelike integriteit. Geestelike integriteit. Want sy woord sê, dra die vrug wat by die bekering pas. 'n boom word aan sy vrug geken, geerken. Leef, dis integriteit. Maar net om op 'n Sondag heilig te wees, en ek sê dit nie om iemand te kritiseer vanmôre nie, maar as ek hier uitstap, dan het ek 'n dubbel lewe. Dis nie integriteit nie. Dit is, ek dien 'n ander Here. Want ek sê vir iemand anders te Here, want ek doen wat ander Here vir my sê. Het gaan oor 'n geestelike integriteit. Dra die vrug wat by die bekering pas. Hy sê my gebooie is nie swaar nie, ons het dit nou gehoor. Is nie swaar nie. Dit behaag hom. Wanneer ek en jy hom daagliks, wanneer ons sy teenwoordigheid soek. Nie net wanneer ons op 'n Sondag by mekaar kom, of wanneer dit 'n Bybelstudie is, of wanneer dit 'n manneoggend of 'n vroueoggend is soos gister nie. Ons moet elke dag leef en in sy teenwoordigheid wil vertoef. Dis wat hom behaag.
Dis wat hom behaag. Ons het vandag die woorde van Jesus gehoor. Daar's nog meer in sy woord. En jy kan dit gaan lees en God se Gees toelaat om in jou hart te spreek daar waar jou tekortkominge daar is. Daar's beslis heel wat tekortkominge by my. Dit diskwalifiseer my nie as kind van God nie. Want my geloof het my gevestig in sy genade en barmhartigheid, en die woord sê, niks sal my kan skei van sy liefde nie, maar ek moet myself ook onderwerp aan sy wil, en ek moet verander om te wees wat God wil hê ek moet wees. Ek moet groei. Dit is nie altyd maklik nie, maar is moontlik. Is moontlik om daar uit te kom. So vandag het die woorde van Jesus deur sy woord tot ons gekom, en hy sê vir ons, waarom noem julle my Here, Here, en doen nie wat my behaag nie. Nou hierdie woorde moet jou en my nie tot teregwysing en vermaning skud nie. Hierdie woorde, geliefdes, is eintlik 'n oop uitnodiging, sodat ek en jy na ons eie harte sal kyk vanoggend. Ons eie hart sal kyk, om dit weer te herbelyn met God se hart. Sodat ons 'n volk en 'n nasie sal wees, wat gaan sterk staan vir hom. Ek sê vanoggend vir Piet, as ons almal net die geloof krag het wat Charlie Kirk gehad het, wat so baie mense en na die tyd aangeraak het, wat so baie homoseksuele mense tot inkeer gebring het, en 'n wêreld wat korrup is, tot inkeer gebring het. Wat 'n verskil gaan ek en jy nie maak, as ons met dieselfde geloof sal uitleef, sal opstaan en dit uitleef daar buite nie. Daar's 'n wêreld wat tot bekering moet kom. Julle noem my Here, Here. Julle doen nie wat ek van julle vra nie. Hier is 'n uitnodiging. Kyk na jou hart vanmôre. 'n Uitnodiging waar ons van lippetaaldiens na 'n lewensoorgawe sal beweeg. Dit is maklik om te sê ek dien die Here met my lippe. Maar verklaar my lewe dit. Praat my lewe daarvan. Dis 'n uitnodiging om sy heerskappy deur elke keuse wat ek maak in my lewe, om sy heerskappy te weerspieël. Wanneer jy vroeg in die môre voor die spieël staan, dan moet jy vir jouself sê, dis Jesus se beeld wat deur my spieël. Dis Jesus se beeld, en hierdie beeld wil ek uitleef vandag. En as jy 'n situasie wil hanteer, hoe sou Jesus dit gedoen het? Ek leef dit met geestelike integriteit uit. Soos ek vir jou nou gesê het, nie net op 'n Sondag nie, maar daar in die hoeke en die draaie van die wêreld waar jy beweeg, waar ek beweeg. Ons almal se voete beweeg in 'n week in verskillende rigtings. So kom ons wees nie net 'n kind of 'n volgeling wat Jesus net bloot bewonder nie, maar wees 'n kind wat hom in alle daad en alle waarheid volg. 'n Kind wat Here sê met mening en bedoeling daar agter. Nie net ek sê dit omdat dit uit gewoonte uit is nie. 'n Kind wat leef om hom te behaag. Nie uit dwang nie, nie uit plig nie, maar uit vreugde. Want ek het lus om te doen wat die Here van my vra. En mag ons lewe, mag jou lewe, waar sy gees en wette op ons harte geskryf is, mag ons daarin 'n vreugde vul om sy wil te doen. En mag ons 'n lewende boodskap wees. Weet jy, elkeen van ons loop as 'n preek daar buite. Elke dag van ons lewe. Jy is 'n preek daar buite vir 'n ander. Jy is 'n boodskap wat uitgedra word, wat aan hierdie wêreld sal verklaar, Jesus is Here en ek verlustig my daarin om te doen wat hom behaag. Dis jou en my preek vanmôre, geliefdes, wat ons uitleef. Ons doen wat hom behaag. Mag hierdie woord jou vanmôre nie net jou tone kom prikkel nie, en jy so kriewel raak en jy uitgaan en sê, ek het nou weer pak slaag gekry nie, maar dit is die bedoeling vir oggend, om pak slaag te gee nie, die bedoeling is, mag ons net weer ons harte herbelyn met God, maar mag hierdie woord jou hart kom stig vanmôre, en mag jy uitgaan en dit gaan nadink, en weer eens, ek sê vir jou, gaan toets dit in die woord van God, gaan kyk, wat sê die woord, en gaan herbelyn jou hart met die woord van God, en kyk waar is jou tekortkominge, en weet vanmôre, dat dit wat God van jou verlang, sy gebooie is nie swaar nie. Sy gebooie is maklik. Sy gebooie. En as jy hom vertrou, hy loop jou voor, en hy sal jou deurdra, elke dag van jou lewe. Kan jy dit glo vanmôre, kind van God? Amen. Kom ons gee die Here net 'n lofoffer. Prys sy naam.
Verklaar hom as Here van jou lewe. Wil jy nie net daar waar jy sit jou oë vir 'n oomblik sluit nie, dan gaan ons bid. En ons gaan die Here vertrou dat hierdie woord ons harte sal kom aanraak. En ek weet, ek sluit myself in hierdie gebed in, want baie keer leef ons al buite en ons maak ook foute, dit is so. En hier is niemand wat nou gaan oordeel nie, want ons oordeel en ons mag nie oordeel nie, maar ons maak foute, ons leef met foute. Niemand van ons is volmaak nie. Die woord van die Here leer vir my, as jy sonder foute is, dan lieg jy vir jouself. Dis wat die woord van God vir my leer. So almal het foute, maar dit maak ons nie minder kinders van God nie, want as ek met geloof erken het, hy het my uit die dode uit opgewek deur sy seun Jesus Christus wat opgestaan het, hy het gesterf vir my, hy het my sonde vergewe en ek erken hom as Here vir my lewe, is ek 'n kind van God. Dit maak my nie minder kind van hom nie. Maar hy praat met ons vanmôre en hy sê, herbelyn net jou hart. Kry jou hart net weer in lyn met wat God van ons verlang. En ek wil vir ons 'n gebed doen, vir ons by die doop gaan kom. En ek gaan nie vir jou vra om op te staan nie. Al wat ek vra is, maak net jou hart oop vanmôre en erken die verkeerd in jou lewe ook. Daar waar jy God nie altyd erken as Here nie. En daar waar jy het ouer gewoonte net optree soos wat jy optree, terwyl die woord van God sê ons moet anders te wees. Ons moet leef om anders te wees. Jy's lig van die wêreld. En 'n lig kry nie 'n emmer wat hom toedek wanneer hy op 'n berg staan nie. Hy moet skyn. Hy's 'n stad wat skyn vir die wêreld. Wees daardie stad vanmôre. Vertrou net God. Vader, ons dankie vir die genade en dankie dat U trou so groot vir ons is. Vader, ons wil U erken. Ons wil sê, Here, Jesus, U is Here van ons lewe. En ek weet, Vader, in ons hart as ons na onsself kyk, ons maak so baie foute. Ons maak regtig so baie foute as mens en ons wil dit nie as 'n verskoning gebruik vanmôre nie, maar dit gebeur en die woord leer ons anders. Die woord leer ons moet na U toe kom, ons moet luister en ons moet reageer, ons moet doen wat U vir ons verlang om te doen en ons kan dit net doen wanneer ons U erken as die Here van ons lewe en ons wil vanmôre ons harte oopmaak en ons wil U erken, U is Heer van ons lewe en omdat ons U erken, kan ons vertroue in U plaas om ons te help en om ons te lei deur hierdie lewenspaaie waar ons beweeg elke dag. Deur elke storm en elke uitdaging, U kan ons daardeur vat. En ek eer U daarvoor. Maar dankie dat U so trou is deur die Gees. U woord sê, ons sal nooit uit U hande uit kan val omdat ons die kinders is nie, want U Gees getuig saam met ons gees, ons is kinders van God. Maar help ons net deur die Gees om ons vertroue in U model te plaas, om ons te lei elke dag van ons lewe. Nie in dat ons storms en ons bekommernisse en ons vrees ons lei nie, maar dat U ons lei. Dat ons eie mens wees ons lei nie. Baie keer loop ons al buite en sê, ek is so gebore, julle moet my maar net so aanvaar, dis my mens wees. U het ons anders te kom maak. Help ons om boom te word wat vrug dra, wat by die bekering pas. Dankie dat U ons daardeur help. Want die vrug van die Gees het vasgemaak word in ons harte en ons lewens. So baie wat sit vanmôre wat met hartseer en onvergewensgesindheid sit en al hierdie traumas in die lewe en ons wil U kom vertrou, Vader, dat U Gees ons sal lei om dit te oorkom. Om alles te oorkom wat nie in lyn met U woord is nie. Sodat ons in vryheid kan staan, vryheid sal kan beweeg vir die soewereiniteit, vir die koninkryk. Ons eer U daarvoor. Vader, is daar iemand in hierdie gebou is vanmôre wat nog nie tot die punt gekom het waar hulle harte vir U gegee het nie. Dan wil ek kom vra dat U Gees hulle nie sal los nie. Gees in hulle harte sal werk, die opwekking in hulle sal bring, om soekend te word vir die koninkryk van God en U geregtigheid. Sodat hulle harte ook vir U kan gee, om toe te laat, dat hulle uit toe kan kom, om ook te hoor, en in opdrag uit te leef, wat U van ons verlang om te wees. Moenie dat oomblikke verbygaan en hulle verlore gaan nie, Vader, maar wek hulle op in die Gees in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Amen. Loof Koning Jesus. Mag die woord jou seën. Ek gaan vir Roan en Jamie vra vir my na vore te kom. Ons gaan hulle geleentheid gee om die Here deur die doopbad te volg. Ons is dankbaar wat die Here ook in hulle lewens kom doen het. En Sondag aand was Marna en Baas, daai pragtige dogtertjie, daar agter sit sy, hulle hart, ek het jou naam weer Mieke
dink ek het jou naam weer vergeet. Het hulle die Here gevolg en ons is so dankbaar. En dis 'n opdrag, dis 'n gehoorsaamheid tot God se woord. En ons gaan julle toe ook mag, Roan, Jamie, mag julle, ek weet daai water is koud, maar julle is jonk, julle gaan dit nie so voel soos ek nie, maar mag julle God ontmoet in daardie bad. En sy belofte is, jy sal die gawe van sy gees ontvang. So dit is my gebed ook vir julle twee, wanneer ons daar in die bad gaan kom en julle saam met Christus gaan sterf en as 'n nuwe mens opstaan. Hulle het klaar hulle harte vir die Here gegee, hier is net 'n bewys van ek lê my lewe af en ek staan saam met Christus op. Maar die belofte is dat julle sal sy gawe ontvang en mag julle kom doop en vul met sy gees vanmôre, terwyl julle in gehoorsaamheid ook hom volg. En ek net saam met julle twee bid voor ons in die bad gaan kom, want ek dink nie ons gaan lank daar binne wil staan en die water is koud. Vader, ek dankie vir die voorreg dat Roan en Jamie en die besluit gemaak het om U te volg in hierdie doopbad. En Vader, is U woord het in hulle harte gespreek en ons eer U daardeur. En my gebed is soos wat U belofte sê, as hulle laat doop, sal U belofte oor hulle kom. Bid ek Vader, dat die Gees van God uniek op U wyse, deur U wilskrag, op hierdie twee harte vaardig word. Mag hulle ontvang vandag dit wat U vir hulle wil gee. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Ons gaan klaarmaak, die voorsangers julle gaan nog 'n paar liedjies saam sing en dan gaan ons hulle gou-gou daar deur die doop vat. Baie dankie.
van jou eie getuienis en jou eie belydenis, op grond van God se woord, die Here in jou hart het, en hierdie opdrag uitvoer, wil ek jou nou kom doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan op, ons in die laaste lied saam. Wie regeert? Wie is in beheer? Wie is in begin en wie wat is, wat was en wat komt? Naar het zin, alle eer wil ik brengen. Hij is die weg en die waarheid, als niemand zoals hij. Leg jou handen naar boven, zing halleluja, hier en al. Halleluja, zoon en God, dus de heilige naam. Leg jou handen naar boven, zing halleluja, trouw op God. Halleluja, zoon en God, hij komt op onze hand. Elke knie zal buigen, elke tong zal getuigen. Hij die dood weer eeuwig verwint, hij doet bestaan. Leg jou handen naar boven, zing halleluja, hier en al. Halleluja, zoon en God, dus de heilige naam. Leg jou handen naar boven, zing halleluja, trouw op God. Halleluja, zoon en God, hij komt op onze hand. In de donkere wereld allemaal, die zal niet volkomen blij. Lees die rechter op die wet waar hij komt, hij komt van jou heen bij. Leg jouw handen naar voren, zing halleluja, hier en al. Halleluja, zoon en God, dus de heilige naam. Leg jouw handen naar voren, zing halleluja, trouw op God. Halleluja, zoon en God, hij komt op onze hand. Leg jouw handen naar voren, zing halleluja, hier en al. Halleluja, zoon en God, dus hij heilige naam. Leg jouw handen naar voren, zing halleluja, trouw op God. Halleluja, zoon en God, hij komt op onze hand. Als God en God, hij komt op onze hand. Amen. Kom ons sluit net die oë. Here, ons harte sing steeds saam. Ons koning kom en hy kom om ons te kom haal. U weet, u ken die dag en die uur. Here, dankie vir die woord wat ons vandag kon hoor. En dat ons weet, u is Here en meester van ons lewe. Dankie vir die doop wat ons kon sien en kon weet dat mense u volg in gehoorsaamheid.
Dankie vir die genade en die goedheid, die seën oor ons elkeen se lewe. Dankie vir die liefde, die goedheid, die guns en die gawe van die Gees. Lei ons dan elke dag waar ons uitgaan en beweeg op baie plekke, met baie mense praat, dat ons u woord, u heerlikheid sal spieël en sal skyn in hulle lewe in. Ons eer u, ons dankie in Jesus se naam. Amen.